Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir oomblikke soos hierdie. Net om saam te kon wees net nou en deur die sang die lieflike naam te kon groot maak. Is 'n voorreg soos min. Dankie dat U ons 'n rede gegee het om te sing deur die verlossing wat U vir ons aan die kruis bewerk het. Die feit dat daar vrede tussen ons en U kan wees deur die Here Jesus wat die straf vir ons sonde gedra het. En Here, hoe kan ons nie wil uitroep en sing en U naam groot maak vir wat U vir ons as sondige mensdom kom doen het nie. Ons lees in die woord dat ons tot in die hemel besig gaan wees om U lof te besing vir die verlossing wat U bewerk het, dat ons U gaan toesing, die lam wat geslag is en ons vir God gekoop het uit elke stam, taal, volk en nasie. Here, baie dankie vir U woord wat U vir ons gegee het. Dankie dat die opening van U woord lig gee en dat dit die eenvoudiges verstandig maak. Dankie dat ons kan bid dat U ons oë sal oopmaak om die wonders uit die wet te sien. Sal U asseblief U werk deur die Heilige Gees in ons harte kom doen en sal U asseblief die Here Jesus verhoog in ons midde terwyl ons so saam is in hierdie aand. Ons moet tog nie nalat om vir U dankie te sê dat U baie mense uit ver plekke bymekaar veilig hier aangebring het nie. Ons eer U daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir ander wat dalk nog op die paaie is op 'n baie gevaarlike tyd van die jaar op die paaie, gevaarlike tyd in die nag ook, wat dalk na 'n lang werksdag nog op pad is hierheen, sal U asseblief U hand oor hulle hou en ons veilig hier bymekaar bring. Baie dankie dat ons U daarvoor kan vertrou terwyl ons in afwagting kyk na wat U het om met ons te deel in hierdie oomblikke. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam openingslied sing, die ou Liewe Kruis, die versies wat op die bord sal verskyn, so as die moontlik en ons saam staan en dit sing asseblief. Wanneer ons op 'n Paasnaweek bymekaar is, dan spandeer ons die naweek om die kruisdood en die opstanding van die Here Jesus te herdenk. Dis waaroor dit vir ons gaan. Ons dink terug aan die feit dat hy die lam van God is
wat die sonde van die wêreld kom wegneem het. Dat sy bloed aangewend aan die deurkomste van ons hart is wat die oordeel van God en die dood by ons laat verbygaan. En daarom proklameer ons in hierdie tyd die feit dat die Here Jesus red. Hy is die een wat gekom het om te soek en te red die wat verlore is. En dit is vir my 'n besondere voorreg. Die kommissie het gevra dat ek in hierdie tyd dan buite die oorhoofse tema van die konferensie rondom herlewing te praat met u of die boodskappe te bring oor die gedagte dat Jesus red. Ongeveer 6 jaar terug, dink ek, 6 of 7 jaar terug, by 'n paaskonferensie in die Weskaap. Dominee Hendrik Jansen van Rensburg, onthou was nog die hoofspreker van daardie geleentheid. Het ons predikante in die ring elkeen 'n beurt gekry ook tussendeur om 'n boodskap te bring, buite nou die hoofspreker wat 'n klomp boodskappe sou bring. En in daardie naweek het die Here gedeelte op my hart afgedruk om te deel en nie 'n enkele boodskap wat ek gehad het om te bring. En daai naweek ek het my hart vir die Here gesê dat as ek ooit op 'n paaskonferensie of iewers op 'n paasgeleentheid moet preek, dan wil ek so graag hierdie gedeelte preek. En nou soveel jaar of 'n hele paar jaar later, as dit vir my so wonderlik toe die oproep kom en die uitnodiging gerig is, toe weet ek onmiddellik dat dit die gedeelte is wat ek saam met u moet deel. Dis 'n gedeelte wat die verwerping van die Here Jesus verskoon tog deur die Joodse volk, sy inhegtenisname, sy verhoor, sy kruisdood, sy begrafnis en sy opstanding, alles in 12 versies saamgevat. En daardie 12 versies, of met die inleiding saam ongeveer 15 versies, is 700 jaar voordat enige van dit gebeur het, reeds deur God neergepen. En ek weet, meeste van u weet waarby ons gaan stilstaan in hierdie tyd, is die kosbare Jesaja 53. Dit is 'n hoofstuk soos geen ander in die hele Bybel nie. As daar een hoofstuk is wat ek u wil aanmoedig om te memoriseer, as u nie besig is om die woord van die Here reeds in die harte te bære nie, is dit hierdie hoofstuk. En teenoor hulle sê die bekende Martin Luther het gesê, dit is die een hoofstuk wat elke Christen behoort te memoriseer in hulle lewe. Dit is die evangelie, die kruisdood en opstanding van Jesus, saamgevat, gekondenseer, soveel besonderhede en so min versies wat dit opneem. En die wonder daarvan dat God dit so lank voordat enige van dit plaasgevind het, reeds neergepen het, wys vir ons net op die goddelike inspirasie van die woord van God. Nou net so voordat ons die hoofstuk saam gaan lees, iets baie interessant net nou weer, dat die hoofstukindelings van die Bybelboeke baie later in die kerkgeskiedenis eers daar gestel is. Maar mens sien baie duidelik in die woord en die stel van die hoofstukke, selfs in die boek Jesaja, baie duidelike blauwdruk van goddelike ontwerp in hoe die boek saamgestel is. Jesaja bestaan uit 66 hoofstukke. Hy word die klein Bybel dikwels genoem. Sy eerste 39 hoofstukke fokus veral op waarskuwings van oordeel wat God rig aan sy volk en aan ander nasies. En die laaste 27 hoofstukke is beloftes van verlossing wat God hoofsaaklik gee. Dit is baie so wat die Ou en die Nuwe Testament ook saamgestel is. 39 boeke van die Ou Testament en 27 boeke van die Nuwe Testament. Nou Jesaja 53 val in die middel van daai laaste 27 hoofstukke. En wat baie interessant is, saam met dit, as 'n mens daardie 27 hoofstukke vat, val hulle weer baie natuurlik, as 'n mens gaan kyk, in 3 groepe van 9 hoofstukke elk. So die van die wat lanklaas op skool was en wiskunde moes doen, is nou 9, 18, 27, daai laaste 27 hoofstukke, wat hoofsaaklik beloftes het, dis lieflike, pragtige gedeeltes van Jesaja om saam te lees. Maar baie interessant, daai 27 hoofstukke begin in hoofstuk 40. Dis nou na die eerste 39 waar definitief 'n breek kom in die boek. Kort in die hoofstuk 40 in met die belofte van Johannes die Doper wat eendag sou kom
wat die weg sou voorberei vir die Here, vir Jesus, die Messias wat sou kom, waar ons lees in Jesaja 40 vers 3, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. So hierdie laaste 27 hoofstukke van Jesaja begin baie soos wat die laaste 27 boeke van die Nuwe Testament begin, waar Johannes die Doper op die toneel verskyn. Hierdie 27 hoofstukke eindig ook in dieselfde trant baie as wat die boek Openbaring, die laaste boek van die Bybel eindig, met 'n belofte van die nuwe hemel en die nuwe aarde, waar ons sien in Jesaja 66 vers 22, die laaste hoofstuk van Jesaja, wat soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Maak sin dat dit die klein Bybel genoem word, né? Nou daai 3 indelings van die laaste 27 hoofstukke waarvan ek gepraat het, elkeen van daai 3 groeperinge van beloftes van verlossing eindig met 'n baie ernstige waarskuwing wat die Here rig aan die goddelose. Die laaste vers van elkeen van daai 9 hoofstukke sê iets in die volgende lyn. Jesaja 48 vers 22, ek kan gaan kyk, is die laaste vers van daai eerste groepering van 9 hoofstukke, sê hierdie woorde, geen vrede, sê die Here, vir die goddelose nie. Die volgende groep van 9 hoofstukke eindig in Jesaja 57 en vers 21, daar sê, geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. So elke keer ingevleg tussen die beloftes van verlossing van sonde wat God gaan bewerk, is daar die ernstige oproep en waarskuwing aan die goddelose, dat daar geen vrede vir hulle sal wees as hulle nie regkom met God nie. En dan die heel laaste vers van die heel laaste hoofstuk, so dit sluit dan die laaste groepering van 9 hoofstukke af, hierdie verskriklike waarskuwing. Hy sê, en hulle sal uitgaan, onthou, hy praat in daai hoofstuk van die nuwe hemel, en dan ook die ewige oordeel wat wag vir die goddelose. Hy sê, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. So in hierdie mooiste van mooiste beloftes, wat ons vind in die einde van die boek Jesaja, elke keer, is dit asof die Here ons tot stilstand bring, baie duidelik sê, dat die wat in opstand vir hom leef, die wat hom verwerp, sal geen vrede tot in ewigheid beleef, maar 'n ewige oordeel, waar wurm nie sal sterwe, en vuur nie uitgeblus sal word nie, is wat hulle in die oë staar. So in hierdie middelste gedeelte dan nou van verlossing wat God beloof, is hierdie hoofstuk van alle hoofstukke, Jesaja 53, en dis 'n gedig wat geskryf is. Dit is die mooiste, mees aangrypende gedig wat enige persoon nog ooit neergepen het. Dis geskryf uit die hart van God uit, geïnspireer deur sy Heilige Gees, en neergepen vir ons om deur die eeue te kan na kyk en kan waardeer. Dit is saamgestel uit 5 dele. So, die van die wat poësie kan onthou van op skool, daar's 5 strofes van 3 versies elk. Elkeen van daai 5 afdelings met sy onderskeie 3 versies fokus op 'n spesifieke gedagte. Die eerste 3 sal jy sien is inleiding. Dit vat eintlik die inhoud van die hele gedig saam. En dan na dit is daar 4 strofes in Jesaja 53 se 12 versies dan nou. 4 strofes van 3 versies elk, wat elke keer op 'n ander sy, 'n ander deel van Jesus se koms na hierdie aarde toe vir ons neerpen. Daar word na Jesaja 53 verwys as die eerste evangelie. Ons ken Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dis boeke wat die lewe, kruisdood en opstanding van die Here Jesus verhaal, maar hierdie een is die eerste een wat neergepen is 700 jaar voor Jesus sy eerste asemteug op aarde as mens kom gee het. En God het in die tyd
vooruit neergeskryf wat sou gebeur, hoe sy eie volk hom sou verwerp, hoe hulle hom in hegtenis sou neem, hoe hy sou sterf aan die kruis, hoe hy sou opstaan na sy kruisdood, en alles is hier vir ons opgeteken, en ek kan nie wag om in hierdie tyd dit saam met u dan ook te hanteer. In die middel van die middelste hoofstuk, van die middelste deel van hierdie indeling van die boek Jesaja, vind ons vers 6, wat uitroep, eintlik vers 5 en 6, maar hierdie woord, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dit is die goeie nuus van Jesus. Dit is die onskuldige wat gesterf het in die plek van die skuldiges. Dit is die een wat ons straf gedra het, wat ons verdien het, om ons los te koop, sodat ons sy eiendom kan wees. Nou, ons gaan hierdie gedig saam lees dan nou vanaand, en op die eerste 6 versies dan nou probeer fokus. Dit is so moeilik om 5 strofes en 3 boodskappe te probeer indruk, jy moet maar vastbyt as ons 'n bietjie vinnig beweeg, maar mag die Here help dat daar klem gelees sal word op wat nodig is, en oorgeslaan sal word wat nodig is, en dat Jesus in ons midde verheerlik sal word. Nou, voordat ons dit saam lees net, wil ek net noem, jy moet oplet terwyl ons lees, daar's rolspelers in hierdie gedig. Eerste aan die woord is God die Vader, wat besig is om te praat. Hy praat in die eerste persoon, hy sê, my knegt sal voorspoedig wees. Hy begin en hy eindig hierdie gedig. In die gedig word daar na 'n hom verwys. Hy word genoem die knegt van die Here. En ons weet in die lig van die Nuwe Testament dat dit verwys het na die Here Jesus vooruit wat sou kom na hierdie wêreld. Net terloops, hierdie hoofstuk is die een wat die meeste in die hele Bybel, in die hele Nuwe Testament aangehaal word uit die Ou Testament. Daar's amper nie 'n boek wat nie verwys na hierdie paar versies en hierdie paar hoofstukke nie, maar daar's 'n hy van wie daar gepraat word, is die knegt van die Here. Ons weet dit wys profeties vooruit na die Here Jesus wat sou kom. En daar is daar 'n derde groepering wat genoem word, en dit is 'n ons, mense wat getuig en praat op 'n stadium. En jy kan sien, dit is mense wat terugkyk na die kruisgebeure van Jesus. En is alles geskryf, soos ek net nou gesê het, voor enige van dit ons plaasgevind het. Maar die prentjie wat 'n mens hier kry, is die van die Joodse volk wat eendag gaan besef wie die Jesus is wat hulle leer behoor het. En met berou terugkyk en sê, dit is wat ons van hom gedink het, maar dis wat ons nou besef van hom. Dis iemand wat besef wie Jesus is, en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. So let op die eerste persoon, ek wat praat, en my is God die Vader, die hy na wie daar verwys word is die Here Jesus, en die ons is uit die mond van die Joodse volk, en eintlik maar, so mense daar dink, enigeen van ons wat besef het wie Jesus is, kan vereenselwig met dit wat hulle daarso getuig. So is eintlik 'n lied van belydenis, erkenning om te sien, dit is wat Jesus vir ons kon doen het. Jesaja 52, jy sal sien die perikoop begin net so voor 53, so 3 versies terug. So opskrif die daarvan by vers 13 sê, die knegt van die Here word verneder en verhoog. Ons begin saam lees in vers 13, hy sê daar, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms
dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Net tot sover ons voorlesing uit die wonderlike woord van die Here. As u dalk nie bekend sou wees met hierdie gedeelte nie, en u sou die deel gemis het waar ons die skriflesing aangekondig het, en ek sou vir u vra vanaand, het ons uit die Ou of die Nuwe Testament saam gelees, dan sou baie mense sê, ek dink die Nuwe Testament, want jy hoor die beskrywing van Jesus se kruisdood en sy opstanding. Dit is interessant, daar's 'n videoetjie wat 'n mens kan gaan kyk, het heel wat video's waar mense in Israel rondbeweeg en vir van die ortodokse Jode en ongelowige Jode wat nou nie in Jesus glo nie, hierdie gedeelte laat lees. En dan vra hulle vir hulle, sou hulle dink dat hierdie gedeelte uit die Ou of die Nuwe Testament, nou in hulle terme, in hulle taal nou uitkom. Onthou, hulle glo nie in die Nuwe Testament, die ongelowige Jode, en dan sê hulle, dis die Nuwe Testament daar. En as hulle vir hulle wys, dit kom uit die boek Jesaja uit, dan is daai mense so verstom, want die beskrywing is die beskrywing van die Here Jesus, wat 700 jaar na hierdie neergepen is, na hierdie aarde toe sou kom, en vir ons sou sterf aan die kruis. Hierdie hoofstuk was deel lank terug van die voorlesings wat in die Joodse sinagoges gedoen is. Daar's 'n program waar volgens hulle elke Sabbat dan nou saam lees, maar op 'n stadium is dit uitgehaal uit die voorlesings uit. Want dit is so problematies vir ongelowige Jode om te verduidelik wat hier aangaan, dat hulle dit heeltemal uitgehaal het. Daar's sekere gedeeltes wat herhaal word in hulle liturgie deur die jaar. Maar hierdie hoofstuk is uitgehaal. Hulle noem dit ook soms die verbode hoofstuk van die Bybel, omdat dit dikwels weggehou word van Joodse mense, omdat dit so duidelik die evangelie van ons Here Jesus voorhou. So ons praat in hierdie dae dan met u oor Jesaja 53 en die tema dan van hierdie 3 hoofstukke
of hierdie 3 boodskappe is die knegt van die Here. Die Here Jesus word nie voorgehou as die knegt van die Here wat gestuur is en kom sterf het aan die kruisstanding vir ons. Ons het gesê die oogpunt van hierdie lied wat geskryf is, hierdie gedig, is iemand wat terugkyk en sê, ons het nie veel gedink van hom nie, ons het gedink, God straf hom, en hy kry wat hy verdien, en toe besef ons eintlik, hy die straf in ons plek gedra, so dit is 'n belydenis van iemand wat terugkyk op ons, die Joodse volk ook gaan eendag terugkyk en besef, wie hierdie Jesus is. Dit herinner ons aan die woorde van Sagaria 12, vers 10 wat sê, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. Daar gaan 'n dag kom in die toekoms, waar die Joodse volk deur Jesus gaan sien en besef wie die persoon is wat hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rou klaag, soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eerstgebore kind. Dit is iemand wat besef, dit is die Jesus, en wat hy vir ons kom doen het. So die gedeelte begin met 'n uitspraak van God die Vader, waar hierdie woorde sê, dit is my so mooi dat dit hier begin. Hy sê, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Onthou die woord leer vir ons, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Hy het sy seun gestuur, en hier word Jesus verteenwoordig of uitgebeeld as die knegt van die Vader, en Vader sê, asof hy sê uit die ewigheid uit al, my knegt, wanneer hy kom, die Messias, die Here Jesus, sal voorspoedig wees in dit wat hy na hierdie wêreld toe kom om te kom doen. En dit is om ons sonde op homself te neem, die straf in ons plek te dra, en daardeur vir ons die ewige lewe kan gee. Wanneer God so iets kan sê, wanneer hy 'n hele lied kan neerpen vir ons, wat vooruit in detail beskryf, wat met die Here Jesus sou gebeur, dan besef ons het hier in die woord nie te doen met mense se raaiskote oor die toekoms nie, maar 'n geïnspireerde woord van God, wat die toekoms vooruit kan vertel. Het herinner my aan 'n program, ek kan nou nie onthou veel van dit nie, ek het vaag in my kindergeheue onthou daarvan wat op 'n stadium op die televisie was, ek dink die ding se naam was dit early edition, maar die ouer mense sal al weet, maar dit was 'n persoon wat môre se koerant vandag gekry het. Dan kry hy die koerant, ek weet nie wat, ek onthou net, daar is iets van 'n kat, ek weet nie, maar hy kry die koerant vooruit, dan lees hy nou van een of ander ramp wat gaan gebeur, dan probeer hy nou mense help om te verhoed dat hy nou moet gebeur. En dit was so fascinerend om te dink net 'n mens kon die toekoms vooruit weet. En hoe wonderlik dit is dat God 700 jaar voor Jesus na hierdie aarde toe gekom het, kon sê, my knegt gaan voorspoedig wees. Hy gaan bereik dit waarvoor ek ons stuur. Dit herinner ons aan wat die woord leer van God, dat hy die toekoms ken, en in 'n groot mate baie van dit bepaal, nog voordat enige van dit gebeur. Ons lees in Jesaja 46 vers 9 hierdie woorde, dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Daar sê hy hierdie woorde, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Dis net God wat die toekoms nou al kan gee. Dis net hy wat dit ken en hierdie woorde kon neerpen in hierdie besonderhede. So hy sê vooraf, die sending van die Here Jesus na hierdie aarde toe om mens te word, om in ons plek te leef en te sterf en die dood te smaak wat ons verdien het, sodat ons die lewe kan kry wat hy verdien het, het Vader gesê, hy sal voorspoedig wees. Wat het hy kom doen hier op aarde? Waarom het Jesus na hierdie aarde toe gekom? Ons lees in 1 Johannes 3 vers 5 hierdie woorde, en julle weet dat hy verskyn het. Hy het gekom na hierdie wêreld toe. Die ewige seun, deel van die goddelike drie-eenheid, het gekom na hierdie aarde toe as mens. Hoekom het hy verskyn? Om ons sondes weg te neem. Hy was voorspoedig. Dis hoekom ons vanaand hier is en die kruis herdenk, is omdat Jesus regtig ons sonde op homself geneem. Daai selfde hoofstuk
sê hierdie woorde, hy sê, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Hy sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn. Dis hoekom hy gekom is, dis hoekom hy gestuur is, om die werke van die duiwel te verbreek. Daar is geen twyfel in die Vaderhart van God, dat sy doel verwesenlik sou word deur sy knegt wat hy sou stuur na hierdie wêreld toe. My knegt sal voorspoedig wees. Jesus aan die einde van sy bediening, kort voor die aand, eintlik voor sy kruisdood, in die hoëpriesterlike gebed bid, toe sê hy hierdie woorde, hy sê, ek het U verheerlik op die aarde, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Hy was voorspoedig. Hy het kom bereik dit waartoe hy gestuur is. Toe hy die kruis uitroep, dit is volbring, toe het hy volkome finaal die straf, die prys vir ons sonde gedra. Verder getuig God die Vader hier in hierdie eerste versie in lyding, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. So dit is in lyding, hy sê klaar wat die einde gaan wees voor hy die begin eers beskryf, en hy sê sy knegt sal verhoog word bo alles en almal, hy sal baie hoog word. Ons hoor in ons ore die woorde van die Nuwe Testament wat getuig in Filippense 2 wat ook praat van Jesus wat homself verneder het, as 'n diensknegt na hierdie aarde toe gekom het en gehoorsaam was tot die dood aan die kruis, dat hy ook verhoog sou word. Lees ons, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. So God die Vader sê, my knegt sal voorspoedig wees en hy sal hoog, ja baie hoog wees. Dan vers 14 en 15 inleidend oor hierdie gedig wat volg, sê die volgende woord, hy sê eintlik mense sal verstom wees oor hierdie persoon, die knegt wat gaan kom, wat ons weet deur Jesus is wat gekom het. Vers 14 sê hulle sal stom geslaan wees oor die geweldige lyding wat hy gaan deurgaan op aarde. So ons sal verstom wees oor sy vernedering, sy lyding wat hy moet deurgaan. Onthou van die begin af, van die moederbelofte, die eerste belofte wat God gegee het na die sondeval, dat die saad van die vrou, iemand in haar nageslag, die slang se kop gaan vermorsel, het hy daar gesê dat hy ook in die hakskeen gebyt gaan word. Dit sal sy lewe kos om die slang se kop te vermorsel. En hier sien ons dan sy vernedering in vers 15 sal jy sien praat weer van sy verheerliking, dat dit ook mense verstom sal laat as hulle besef wie hy is. Hy sê vers 14, hoor hierdie woorde, soos baie hulle oor U verstom het. Onthou hy praat alles hierso in die verlede tyd, is asof ons terugkyk na die kruis toe, hoewel dit vooruit geskryf is. So misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Praat van die verstommende, laat jou stom, jy kan nie praat nie. Lyding wat die knegt van die Here sou deurgaan in hierdie sending van hom na hierdie aarde toe. Hy sou so mishandel word dat hy nie meer sou lyk soos 'n mens nie. Sy voorkoms sou nie meer wees soos 'n mens nie, so misvormd sou hy wees in die lyding wat hy moes verdra. So dis die verstommende knegt van die Here en wat hy sou deurgaan. Dan sê vers 15, wys nou weer die ander sy. Nou dis alles in lyding. So, net soos wat sy geweldige, bittere lyding ons verstom sou maak, so sal sy heerlikheid na die tyd ook. Hy sê, so sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toe hou, hulle sal verstom wees as hulle weet en hoor wie hierdie Jesus is en wat hy kom doen het. Hy sê daarso, want wat hulle nie vertel is, die sien hulle, en wat hulle nie gehoor het, die word hulle gewaar. Nou, Paulus gebruik hierdie einste versie, haal hy aan in Romeine hoofstuk 15, wanneer hy praat van die evangelie wat verkondig word by plekke waar dit nog nie gehoor is nie, waar hy sê, maar soos geskrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal dit sien, en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan. Dit gaan oor die verstommende invloed van hierdie kruisdood en opstanding van Jesus, soos wat die boodskap versprei sal word, dat mense, selfs konings, die hand op die mond sal sit, as hulle besef wie hierdie Jesus is.
So is hierdie verklaring, hierdie getuienis van God die Vader. Sy knegt gaan kom en hy gaan voorspoedig wees. Het gaan 'n geweldige prys kos. Geweldige lyding wat hy sou deurgaan. Maar die invloed daarvan sal die wêreld skud. En dit het ons gesien, as ons kyk na die kerkgeskiedenis, die feit dat ons hier vanaand in die suidpunt van Afrika 'n Paaskonferensie hou waar ons dink aan die kruisdood en opstanding van Jesus, getuig van die invloed van dit wat hy kom doen het. Dis asof mense sal besef met skok, soos die hoofman oor 100, na die aardbewing en alles wat gebeur het daarso, hy sê waarlik, hy was die seun van God. Baie mense kom tot daai gevolgtrekking, daai besef, dis wie hy eintlik is. So, die eerste 3 versies dan van Jesaja 53, na daai eintlik leidende 3 versies waarna ons gekyk het, fokus op die veragte knegt van die Here. Die hartseer werklikheid dat God hier neergepen het al, dat wanneer sy knegt, wanneer die Here Jesus na hierdie aarde toe sal kom, dat hy verag en verwerp sal word deur baie. Veral baie van sy eie volk, ons dink aan die woorde van Johannes 1 wat sê, dat hy na sy eie mense toe gekom het, dat sy eie mense hom nie aangeneem het. Hy het hierdie wêreld op, is deur hom geskape, en hy het na sy mense toe gekom en sy eie mense het hom verwerp. So in hierdie 3 versies sien ons dan nou vooruit neergepen, dat wanneer Jesus sou kom, hy verag sou word deur die mense, die veragte knegt van die Here. Vers 3 stel dit baie duidelik waar hy sê, hy was verag en deur die mense verlaat, en verder aan die einde van die versie, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nou om verag te wees, die Woordeboek sê, is om iemand met minagting te beheer, is om met minagting neer te kyk op iemand, dis om verafskiet te word deur iets of iemand. So dit is 'n minagting, 'n neerkyk, 'n nee dankie sê vir iemand. Here Jesus sou kom, hy sou verag word deur die mense. Ons lees vers 1 van daardie 3 versies dan wat saam in 'n groepie loop. Jesaja 53 vers 1, hierdie woorde waar hy sê, dis nou die ons wat praat uit die mond van die Joodse volk wat later hulle fout besef het, maar hier nog sê wat hulle gedink het. Hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? So dadelik uit die staanspoor uit sien ons in hierdie versies dat sy koms, deur Jesus se koms na hierdie aarde toe, deur ongeloof ontvang sou word. Meeste van hulle sou nie glo die boodskap wat hy bring nie, sou nie glo nie ten spyte van die wonders wat hy gedoen het. As hy sê, aan wie is die arm van die Here geopenbaar is, 'n spreekwoord, 'n metafoor wat praat van die krag van God wat geopenbaar sou word deur Jesus. En deur die wonderwerke wat hy gedoen het, het hy die arm van God geopenbaar aan die Joodse volk. Die werke wat hy gedoen het, het die boodskap wat hy gebring het bevestig, dat hulle geweet het, maar hier is bonatuurlike werking van God af, wat die boodskap kom bevestig het, en ten spyte van dit, sou die meerderheid van die mense Jesus verwerp het, hulle sou hom verag, hulle sou nie hom geglo het nie. Toe die Joodse volk, onder die invloed ook van die godsdienstige leiers, owerpriesters, ouderlinge, uitroep, kruisig hom, was dit so hartseer as wat dit is, nie 'n onverwagse reaksie. God het geweet, dit gaan die gevolg wees. Hierdie einste woorde word juis in die boek Johannes aangehaal, wanneer daar eintlik met verbasing gepraat word oor die mense wat nie in Jesus glo nie, ten spyte van alles wat hy gedoen het. Nou Johannes 12 is aan die einde van Jesus se bediening, kort voor sy kruisdood. Dit is net die hoofstuk nadat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. Die nuus daarvan het versprei, die groot wonderwerk wat plaasgevind het. Die begin van daai hoofstuk lees ons dat baie van die mense in die aanloop na die fees, die Pasga wat gehou sou word, het hulle gehoop om Jesus te sien, en ook vir Lazarus wat uit die dood uit opgewek het. Die woord het versprei oor dit wat Jesus geleer het en ook gedoen het.
En Jesus sê daar vir die mense, hierdie woord, hy sê, solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Nou, hy is die lig van die wêreld. En hy roep hulle op om te glo in hom, sodat hulle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. En dan sê vers 37 van Johannes 12 hierdie woorde, en alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het hulle nie in hom geglo nie. Mens kan dit amper nie dink nie. Hy sê, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word, wat hy gesê het, hier haal hy die profesie aan, Here, wie het ons prediking geglo? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? So dit is die getuienis, dit is die realiteit, dat soveel mense, na soveel wonderwerke wat gedoen is, nog steeds nie in Jesus sou glo nie. Hulle het hom verag. Dan moet ons mooi dink by onsself, voor ons net so vinnig kyk na waarin hulle hom verag het. Is dit nie maar presies wat in ons land vandag is? Baie mense, soos die Joodse volk, bely die naam van die Here, beskou hulle self as godsdienstig, beskou hulle selfs as gelowig, maar verag die Here Jesus. Baie mense bely hom met hulle mond, maar hulle verloor hom deur hulle werke. As mense vandag praat van veral Afrikaans sprekende mense sou teekom en vra of hulle in Jesus glo, sou hulle sê ja, meerderheid van hulle. As mens kyk nou hoe dit gaan in ons land, ek praat nie polities nie, ek praat geestelik. Onder ons eie mense, dan is daar 'n volk, 'n land wat Jesus verag. So as ons wil inskakel dan by die oorhoofse tema van herlewing, dan sê die boodskap vanaand vir ons, die nood aan herlewing. Dis omdat Jesus verag word, nie noodwendig altyd in woorde nie, maar in dade, wat daar herlewing in hierdie land nodig is. Baie mense, selfs op 'n Paasondag kerk toe gaan, Kersfees kerk toe gaan, hoe ook al, maar hulle lewe nie vir God nie, hulle lewe vir hulle self, hulle is lief vir hulle sonde, hulle verag Jesus deur hulle gedrag. En ons is baie vinnig om die vinger te wys vir die Joodse volk, hoe kon hulle hom verwerp, deur gesien het wat hulle gesien het, en geweet het wat hulle geweet het. Hoeveel anders kan dit doen by ons nie, daar is nie veel van 'n verskil as ons eerlik moet wees nie. Waarin het hulle hom verag? Die krib, sy herkoms, was vir hulle veragtelik. Jy gaan nou sien vers 2 verduidelik. So ons sien hulle veragting en hulle ongeloof. Die arm van God is deur sy werke geopenbaar. Die woord van God is deur sy mond gespreek. Maar hulle het hom verwerp, hulle het nie geglo nie. En ons sien dit dan in vers 2 en 3 verder uitgebrei. So die krib, sy herkoms was vir hulle 'n struikelblok. Hy het nie die prentjie gepas wat hulle in gedagte gehad het van hoe die Messias sou wees wanneer hy kom. Onthou daar was 'n baie sterk politieke verwagting, 'n baie sterk verwagting van die ruiter op die wit perd wat gaan kom en die juk van die Romeine gaan kom afneem en vir hulle vryheid gaan kom gee en voorspoed gaan kom gee en al daai dinge is waar van Here Jesus dit kom. Ons lees in Openbaring, hy gaan kom op 'n wit perd. Hy gaan 'n einde maak aan al sy vyande. Hy gaan kom regeer vir ewig en altyd. Maar die profesie rondom sy kruisdood en sy vernedering is dinge wat hulle misgekyk het. Hulle het die kroon verwag en nie die kruis nie. So die krib was hulle veragtelik. So kom ons kyk, hy sê, hulle getuig nou verder. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Nou die Here Jesus word die wortel uit die nageslag van Isaai, die pa van Dawid. Hy is die een wat sou kom uit die koninklike geslag. Hy is die een wat gaan kom regeer. Maar die beskrywing hier is baie as daar 'n wortel so uit droë grond opkom. Dit is nie 'n baie indrukwekkende prentjie aan die begin. Hy getuig verder, dan sê hierdie woord, hy sê hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien. Hulle sê daar was niks aan hom wat uitgeskreeu het
as jy na ons sou kyk aanvanklik, Messias nie. Dit was nie 'n Saul wat kop en skouers oor die volk uitgestaan het, hierdie imposerende groot koning wat opgedaag het nie. Hy het nie in 'n paleis aangekom daar nie. Hy's nederig in 'n krib gebore in 'n stal. En dit het net nie gepas by die verwagting wat hulle in hulle hart gekoester het nie. So hulle sê, sy voorkoms, daar was hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Ons het nie gedink, dis die Messias wat nou hier aankom. En ons sien dit deur die evangelies, die verbasing baie keer oor waar Jesus vandaan, waar hy groot geword het in Nasaret en die mense selfs in die tuisdorp waar hy in die omgewing waar hy groot geword het, wat nie in hom geglo het nie, sien ons dat hulle verwagting van die koning wat in 'n paleis hier gaan aankom. Die koning wat onmiddellik op die toneel in heerlikheid en grootheid gaan verskyn, het nie gepas by dit wat hulle uiteindelik daar aanvanklik teëgekom het. Dink 'n bietjie aan toe Filippus opgewonde hardloop na Nathanael toe en vir hom vertel dat hulle die Messias gevind het. En sy reaksie, hy sê daar in Johannes 1:46, Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Ons het die Messias gevind. Opgewonde, en wat is Nathanael se reaksie? Aanvanklik sê hy, Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Hulle sou verwag, as dit nou hierdie groot godsdienstige leier is, en die politiese leier is wat hulle gaan kom red, die Messias wat gaan kom, hulle sou meer verwag uit Judea, die meer prominente, meer geleerde gedeelte van die samelewing, maar Nasaret was glad nie wat hulle verwag het nie. Ons lees in sy vaderstad ook hoe die mense hom geminag het en hoe hulle hom verag het. So sy herkoms en alles was vir hulle veragtelik. Hulle het nie veel daarvan gedink. Ons lees Matteus 13 van vers 54 af hierdie woorde. En hy het in sy vaderstad gekom en hulle geleer in hulle sinagoge sodat hulle verslae was en gesê het, waar kry hy hierdie wysheid en kragte vandaan? Is hy nie die seun van die timmerman nie? So ons ken hom, hy het hier groot geword. Hy is die seun van 'n timmerman. Waar kom hierdie nou by mekaar? Kan jy sien die veragting wat daar was? Onmiddellik, ons sien dit later in die gedeelte ook. Hy sê is die naam van sy moeder nie Maria en nie van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie. En hulle het aanstoot aan hom geneem. Hulle het hom nie aanvaar as hulle verlosser, Messias en koning nie. Die krib, die nederige wyse waarop hy op die toneel verskyn het, sy nederige opvoeding, selfs sy voorkoms het nie uitgeroep in hulle oë Messias nie. En dit was deel van die rede waarom baie hom verag het. Maar baie beslis ook vir die Joodse volk was die kruis vir hulle veragtelik. 'n Messias wat sterf het nie hulle prentjie gepas nie, hoewel dit so duidelik in die profesie daar gestel is. Onthou hulle fokus was op die heerskappy en die regering en nie op die lyding nie. Soos wat maar baie die geval is met Jode vandag ook wat nie in Jesus glo. Maar hy sê in vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat. Godsdienstige leiers het vroeg in sy bedieningstyd reeds besluit dat hulle nie in hom sal glo nie. Later mense ook gedreig wat in hom geglo het, mense uitgeban uit sinagoges uit. Uiteindelik het selfs sy eie disippels die laaste aand toe hy in hegtenis geneem is hom verlaat in sy groot nood, in sy uur van nood soos ook geprofeteer is. Hy sê hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ons het hierin gelees, die Here het hom krank gemaak. Hy het smart op hom geneem, hy het lyding verdra ter wille van ons. En deur dit het die mense hom ook verag. Hy sê ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg, soos iemand vir wie jy wegdraai en kyk, of wegkyk wanneer jy daardie persoon sien in hulle ellende. Hy was verag en ons het hom nie geag. Ons het nie besef wie hy is nie. Daai veragting was nie net weens die krib
en sy nederige herkoms hier op aarde nie, maar dit was ook weens sy kruis. Dink aan die kruis self. Die kruis nog altyd is vir die Jode 'n groot struikelblok. 1 Korintiërs 1 vers 23 sê dit, hy sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode. Hulle hou nie van die idee van 'n Messias wat ly en sterf nie. Hulle soek net die oorwinning, hulle soek die kroon sonder die kruis en dwaasheid vir die Grieke. Maar dink aan die kruis, Markus 15 vers 29, en die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hulle hoof skud en sê, ha, U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos Uself en kom af van die kruis. Kan jy hoor die veragting in hulle uitroepe? Vers 31, en so ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes het gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, hy sê die spottenderwys met veragting in hulle stem, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Kan jy sien hulle ongeloof? Hulle sê, as ons dit sien, sal ons glo, wel hulle nie sien. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Die knegt van die Here sal hier die aarde toe kom, en beide die krib en die kruis, sou vir mense veragtelik wees. Hy was verag en deur die mense verlaat, en so ook is daar mense tot vanaand toe, wat Jesus verag. Hier kan iemand sit vanaand, wat dalk nie opsetlik sou sê, ek wil niks met Jesus te doen hê nie, of weg met hom, ek soek hom nie in my lewe nie. Mens kry dit ook soms, maar iemand wat dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, minag. Wat sê Jesus, ek het nie nou nodig nie. Dalk 'n jong mens wat sê, ek wil eers my lewe klaar geniet, eendag sal ek in hom glo, eendag sal ek my saak met hom regmaak. Ons besig om die knegt van die Here te verag, en die waarskuwings van die woord wat sê, geen vrede vir die goddelose in jou stand. Jy is besig om met vuur te speel as jy dink, jy kan die Here Jesus daar een kant hou, soos wat baie mense wil doen. Ons is dankbaar as ons enige voordeel, veral tydelik hier op aarde mense, as dit voel, hulle wil hê hy moet hulle seën, hulle wil hê hy moet hulle gesond maak, hulle wil voorregte hê van hom, hulle wil nie hom hê nie. Dis besig om Jesus te verag. As jy besig is om te volhard in bewuste sonde, en jy weet die Here Jesus het aan die kruis gesterf om jou te red van jou sonde, is jy besig om hom te verag deur jou lewe. Sy het vroeër gesê, dit is 1 vers 16, is so relevant vir ons dag, wanneer hy sê ook, hulle bely dat hulle God ken. Sê dalk vanaand, ek behoort aan Jesus, ek ken hom, maar hulle verloon hom, deur hulle werke, jou lewe getuig iets anders. Jy verag sy heerskappy in jou lewe, deur jou werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Die knegt van die Here het voorspoedig kom doen, dit waarvoor hy gestuur is. Hy het die straf vir ons sonde gedra. Maar baie het hom verag, baie verag hom tot vanaand toe. As jy een van hulle is, wil ek jy aanspoor om die knie voor hom te buig, te pleit vir vergifnis van die sondes, want hy kan dit nie gee. Ons sal dit môre aand in die boodskap sien, die middelgedeelte, die hart van die gedeelte, en die lewe onvoorwaardelik aan hom oorgee, om hom te eer en te dien, nie net deur die lippe nie, maar ook deur die lewe. Dan deur Jesus het gesê, wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Ons gedrag verklank ons hart. Is jy dalk besig om die knegt van die Here vanaand nog te verag? As jy doen, hulle pleit, moenie daarmee aanhou nie. Deur Jesus wil en kan u red van die sonde. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die waarheid van u woord. Waar in die wêreld is daar dokumente, 'n boek soos hierdie, ons weet daar is nie, wat die toekoms so duidelik kon verklaar
honderde jare voor hulle gebeur het. Here, nie een van ons sou 5 maande terug geraai het die invloed van wêreldgebeure wat dit sou hê, selfs op ons brandstofpryse, binnekort kospryse en goed. Die toekoms is vir ons so onbekend, buiten dit wat U vir ons geopenbaar het in U woord. Maar U ken die toekoms. U ken die hart van elke mens wat vanaand hier sit. U weet wie die knie onvoorwaardelik al voor U gebuig het en U erken het as Here oor hulle lewe. Maar U ken ook die wat hier sit en U verag. Dalk nie deur hulle mond nie, maar deur hulle lewe. En sal U asseblief, Here, deur die Heilige Gees se sonde besef en oortuiging werk. 'n besef werk van die oordeel van God wat hang en wag vir die wat U uiteindelik finaal verwerp en doodgaan sonder U en sonder hoop. En sal U asseblief mense na U self toe trek sodat hulle redding by U kan vind. Dankie dat U die God is wat red. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.